Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my en die hele beleefspan is dit 'n voorreg om hierdie week saam met jou in God se woord tyd te kan spandeer. Het jy al ooit te doen gehad met mense wat sê, ek is 'n goeie mens, en omdat ek 'n goeie mens is, natuurlik gaan ek hemel toe. En as ek hemel toe gaan, omdat ek 'n goeie mens is en God laat my nie in nie, dan is hy duidelik 'n onregverdige, bose God. Sien geliefde, baie mense volg hierdie tipe redenasie. Ek is 'n goeie mens, en as daar 'n hemel is, dan sal ek verseker kwalifiseer. Maar geliefde, die waarheid is, hemel word nie 'n tuiste omdat jy 'n goeie mens is nie. Hemel word 'n tuiste vir kinders van God. Kom ek vertel jou vinnig 'n storie, 'n metafoor eintlik, wat hierdie hele misverstand vir ons so mooi oopbreek of uiteensit. Nou stel jou voor, jy gaan soek vir jouself die duurste huis in hierdie land, né? Jy vind uit waar is die duurste huis, miskien daar onder in die Kaap, né? En daar by Tafelberg, en dan ry jy na daai huis toe en jy gaan klop in daardie deur se voordeur, né? En dan kom die eienaar en hy maak oop en hy sê, "Haai, wie's jy?" En jy sê, "Haai, ek is 'n goeie mens, en omdat ek 'n goeie mens is, het ek besluit ek trek vandag hier by julle in." Wat dink jy gaan die eienaar van daardie huis se reaksie wees? Wat dink jy gaan hy vir jou sê? Hy gaan sê, "Nou wys, ons ken jou nie. Jy het geen verhouding met ons nie." En tog, geliefde, dis die probleem. Baie mense verwag presies dit van die Here af. Hulle lewe hulle hele lewe sonder hom, né? Geen tyd vir Jesus nie. Geen belangstelling in God se woord nie, né? Geen verhouding met hom nie. Soms is mense selfs openlik teen God. Maar op die einde van hulle lewens, op die einde van alles, dan sê hulle, "Here, laat my in, want ek is eintlik 'n goeie mens." Geliefde, maar die Bybel sê vir ons iets heeltemal iets anderste. As jy gaan lees, dan sê dit, "Maar aan almal wat hom aangeneem het, die het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word." Daar is Johannes 1 vers 12, en dan ook Paulus skryf vir ons in Galasiërs 3 vers 26, wanneer hy sê, "Want julle is almal kinders van God deur julle geloof in Christus Jesus." Geliefde, hier is die sleutel. God is skepper van almal. Elke mens in hierdie wêreld, of hulle hom glo of nie, hy is hulle skepper, maar hy word eers hulle Vader wanneer hulle hom aanneem. Dis nie 'n straf nie, dis nie onregverdigheid nie, dis eintlik maar net verhoudingstaal. En dit sê vir jou, wat is eintlik God se hart? Dieselfde logika geld vir ons storie. Dis onredelik om in iemand se huis te wil intrek as jy nooit deel van hulle familie was, of nie van plan is om deel te word van hulle familie nie. So, as ons dit saamvat, as goed genoeg jou hoop was, né, om die ewige lewe te beerwe, dan bou jy jou ewige lewe op sand. Maar wanneer jy en ek 'n keuse maak vir Jesus Christus, wanneer ons hom aanneem, wanneer ons so vir God innooi in ons lewens in, skuif ons van net 'n geskape mens na 'n geliefde kind. God soek nie jou en my meriete nie. Hy soek nie ons goeie dade nie. Nee, hy soek ons harte. Hy soek ons in verhouding met hom. Dit is hoe ons deel word van sy familie. Dis deurdat ek en jy in verhouding staan met sy seun, Jesus Christus. Ek hoop hierdie week gaan jy inskakel saam met ons, waar ons gaan juis verder praat oor die gedagte dat God is nie net skepper nie, hy wil graag ook jou Vader wees. En ek hoop jy gaan saam met ons tyd spandeer om hierdie week te leer wat dit is om in verhouding te staan met Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is opgewonde vir die week wat vir ons voorlê. Ons is dankbaar vir 'n geleentheid om jou tyd te kan spandeer in die woord. En hierdie week, Here, hier naby die einde van die jaar, op pad na Kersfees, waar baie mense stil staan en hulle deel 'n klomp geskenke uit, maar nie altyd besef dat Kersfees is eintlik maar Jesus nie. En Here, mag ons in hierdie laaste tyd van die jaar regtig meer en meer bewus word wat dit is om 'n kind van U te wees, dat U ons uitnooi om saam met U in verhouding te staan. En vir so baie mense wat U nog nie ken nie, maar op grond van hulle werke, hulle dade, hulle meriete, hulle eie gedagte of idee van 'n morele superioriteit, Here Vader, ek bid dat elke so 'n persoon werklik tot die insig sal kom, dat dit gaan nie oor hoe goed ons dink ons is nie, maar dit gaan alles net oor ons verhouding met U Seun Jesus Christus, wat eendag vir ons die ewige lewe gaan gee. En daarom is ek dankbaar dat my hoop is vas in Jesus, en ek hoop ook so elke ander persoon wat vandag hierdie boodskap hoor, dat hulle hoop sal plaas in Jesus Christus. Dit is ons gebed in die mooi naam van die Seun, Jesus Christus. Amen en
Amen. Geliefde, ek sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.